Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se programmetjie Groei Saam. Hallo julle. Vriende, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe Here ons God. Vader, hoe geseënd is ons nie om weer eens net so te kan kuier saam gelowiges en ja Here, om weer eens u teenwoordigheid hier te kan hê en te kan weet dat ons weet dat u is ons God, dat ons lei, ons beskerm, ons bewaar en ons leer. Here, hierdie boodskap wat nou uitgaan, Vader, ek vra u dat dit regtig sal vrug dra en regtig in mense se harte sal vas. En ja Here, dat ons daardeur hierdie wêreld 'n beter plek kan maak. Ek loof u, ek prys u en ek dank u daarvoor. Die grootste naam wat ek ken, u seun, Yeshua Messia. Amen. Amen. Vriende, ja, ek hoop julle geniet dit soos wat ons dit geniet. Aldien is so opgewonde en ek het geen idee hoekom nie. Chris, kan ek aankom, Chris? Aldien, ja, jy lyk happy vandag. Ja, is mos vakansie, lekker lang naweek. Vakansie, Ek gaan nou net lekker weggaan vir die naweek en alles. maar sê vir my, het jy nie jou vakansie in Desember gehad nie? Ja, maar hierdie lang naweek is mos nou lekker lang naweek. Is mos Easter. Okay. Het jy jou Easter egg gekry nie? Nee, Aldien, weet jy wat nie, het my nou eintlik nou vinnig onkant betrap. Hoekom? Sê net gou vir my weer, wat se naweek is die? Easter, lekker lang naweek. Lekker paaseiers. Kinders gaan lekker paasfees hou. Hulle gaan lekker Easter eiers wegkry in die vakansiehuis wat ons gekoop het. Hulle lekker tuin daarso en alles. Al daai mooi eiers. Dis as dit lyk asof jy nie weet waarvan ek praat nie, man. Ek praat van hierdie lekker Easter eiertjies wat jy koop in die winkel wat met chocolate is, of daai met die mooi papiertjies, of daai met die wit is en die Easter bunnies en die ore en die veetjies en al die goede. En daai hoendertjies, daai lekker chocolate hoendertjies. Jy weet mos, Chris, dis 'n lekker lang naweek. Ons gaan lekker chocolates eet. Ek kan nie wag nie. En ek is eers die Dinsdag terug by die werk. Wow. Aldien? Ja, ek hoop net nie jy kry maagpyn van al die chocolates. Ag, Chris, dis net een keer 'n jaar dat dit Easter is. Maar Chris, hoekom lyk dit nie asof jy lekker met vakansie gaan? Het jy nie 'n plek geboek saam met jou gesin nie? Jy net 'n bietjie weg nie? Jy het 'n lang naweek, jy hoef nie te werk nie. Hallo. Aldien, ja, dit is 'n lang naweek. Ja, lekker vakansie naweek. En ons gaan lekker vakansie hou. Maar waar's jou smaak, Chris? Hoekom sien jy nie uit in 'n naweek? Jy gaan mos nie werk nie, jy's mos af. Aldien, ja, ek is af. Maar weet jy wat? Ek is nie regtig af nie. Hoekom nie? Ons almal is af. Aldien, weet jy wat? Net seker nou tyd nie, want ek sien so jy's op pad en jy's haastig op pad. O, ek is hastig, maar ek het eintlik 'n vraagie vir jou en alles. Maar nou kan ek nie onthou nie, man. Al hierdie excitement oor Easter so in die vakansie. Ag, tog, wat is dit nou weer? Nee, dit was nie oor eiers gewees nie, definitief nie. Waar was dit? Ja man, ek gaan wag, laat ek net 'n bietjie dink. Dit was vir die Easter eggs en my man het die vakansie geboek vir ons. Die kinders is reg, my goed is gepak. Wag, ek het 'n papiertjie hierso. Wag, laat ek gou kyk. Hierso is dit. Ek sien waar's my vragie wat ek neergeskryf het. Ja, hierso, Chris, het jy gou 'n minuut vir my? Kan nie lank vat nie, want jy weet ek's hastig. Aldien, weet jy wat, nee, jy weet ek het veel tyd. Maar weet jy, wat actually my hart seer maak is, jy is so opgewonde oor hierdie vakansie, gaan ek maar vir jou sê, en die naweek wat jy kan wegbreek. Maar jy het 'n vraag vir my, maar jy moet dit neerskryf om te kan onthou. Ja,
want ek het geweet ek het 'n vraag vir jou, maar ek kan nie onthou wat dit was nie. Maar ek het dit neergeskryf, so dis hoekom ek dit in my sak gesit het. Sodat as ek jou sien, dan weet ek moet jou vra. Aldien, geen probleem. Gooi. Okay. Chris, ek voel of ek partykeer geestelik droog is. Dis soos 'n kar sonder petrol. Ek probeer bid, lees, aanbid, maar ek voel asof ek nie beweeg nie. Wat is die regte plek om geloofspetrol in te gooi? Obviously nie op pad plek toe nie, waar ons vakansie gaan wees nie. Sorry. Chris, moet asseblief nie baie lank vat met jou antwoord nie, want ek is bietjie excited om vakansie te gaan hou en ek moet al huis toe gaan. So ek soek 'n 2-minute noodle antwoord as jy verstaan wat ek bedoel. Is dit moontlik? Aldien, jy weet nie, eintlik maak jy my hart so seer. Hoekom? Ek net 'n vinnige vraag hê. Antwoord. Weet jy, daar is geen vinnige antwoorde nie. Wat bedoel jy? Daar is nie. Dit is my vra, so ek sê, maak my hart seer. Jy kom nou hierso met jou vraagie wat jy actually moes neergeskryf het, want jy is bang jy vergeet het. Kan ek jou gou 'n vraag vra? Het jy vergeet om jou kostuum in te pak? Nee, dit is eers ingepak. Het jy vergeet om jou sonblok in te pak? No ways. Waar lê jou Bybel? My Bybel. Daar's 'n plek in my tas vir hom, nie? Jou Bybel gaan saam. Nee, moet hy saamgaan. Kan jy nie God se liefdesbrief saam met jou vat nie? Ek staan met vakansie. Yes, Aldien. En dan soek jy 'n 2-middel noodle oplossing of 'n antwoord by my. Ja, net 'n vinnige antwoordjie. Okay, ek gaan vir jou nou een vraag vra. Ja. Wat as God vakansie vat? Ha, goed vir die vakansie nie. Maar wat as hy? Ek weet nie wat dink jy wat gaan gebeur. Ek dink jy ek wil daaraan dink nie. Ek meen, jy gaan nou op vakansie en jy los goed bereis. Nou gaan ek jou 'n ander vraag vra, wag. Want eintlik het jy my nou half bietjie boos. Want jy wil nou op vakansie gaan. Ja. Okay. Maar jy wil God by die huis los. Maar ek los op my Bybel by die huis. Gaan God saam? Wel, God gaan seker maar saam, hy gaan nie regtig saam nie. Okay. Wie gaan julle beskerm op pad? My man? Okay. Wie moet ons beskerm as my man ons nie beskerm nie? Sê gou vir my, hoop jy om veilig daaraan toe? Tuurlik. Ek is excited. Lekker nou, lekker slides. Het jy God gevra om saam met julle te wees op die pad? Nee? Moet ek? Dis Aldien, weet jy wat nie? Ons het so ver gekom. Rukkie terug het jy vir my gesê, jy het jou hart vir die Here gegee. Jy het al met jou man gepraat oor God. Jy het gesien hoe julle verhouding actually verbeter en verander. Omrede jy meer oor Jesus praat en oor God praat en al die dinge. En nou hier kom jy vir my en kom sê vir my, of jy kan vra vir my 'n instant antwoord. Oor 'n gebedslewe. Maar jy wil God by die huis los. Hoe kry jy dit reg? Hoe sien jy dit? En dan om hierdie lang naweek op te maak as 'n vakansietydperk. Op 'n jy het nie nodig om te werk nie. Besef jy regtig nie waaroor gaan hierdie vakansie? Oor Easter eggs. En die paasbunny, en jy weet daar waar die vakansie ook vir ons gaan hê. Daar's 'n ou wat aantrek soos 'n paasbunny en dan bring hy sy mandjie met sy Easter eggs. Kinders is altyd so excited. Ek weet nie wie is meer excited, die ek of hulle. Aldien. Ek het nie vir jou kits oplossing nie, ek het nie vir jou kits antwoord nie. Al wat ek vir jou wil sê is, jy maak 'n fout. Hoe bedoel jy? Moet ek nie weggaan vir die naweekie? Jy kan gaan vir die naweek, jy kan gaan wat jy wil, jy kan doen wat jy wil. Maar hoekom moet jy God by die huis los? Hoe moet ek hom saamvat? Is hy nie in jou hart nie? Is hy nie in jou gedagtes nie? Is hy nie die een wat jou aanvuur om elke dag op te staan, te smile en happy te wees nie? Dis wat jy nou is. Ja. Jy kan nie wag nie. Is dit nie God se genade en seën wat dit vir jou gegee het om dit te kan doen nie?
En nou wil jy God by die huis los. Jy wil God daar op jou bedkassie los. En dan gaan jy. Jy het nie eens vir Vader gevra, hoor, so beskerm my op die pad nie. Jy het nie vir Vader vra, help my om vinniger aan te kom. Beskerm my, my kinders, my man, almal daar in die see nie. Jy het dit gevra nie. En elkeen weet jy wat nie. Hierdie naweek gaan nie oor flippin Easter eggs nie. Elkeen weet wat nie. Deur alles wat ons al gegaan het, gesels het en allerlei dinge nou. Dat jy niks geleer het en allerlei dinge nie, is vir my regtig verbasend. Maar weet jy wat nie? Omdat jy leervol in jou gebed, in jou gebedslewe, is presies wat jy nou doen. Jy wil God daar hê in jou lewe wanneer dit sleg gaan, dat God jou kan uithelp en jou kan help en kan red en alles vir jou net blessings gee en alle goedes. En daar gee God vir jou blessings. Jy het nie eens flikker geld gehad vir kos en water en ligte nie en daar gaan jy op vakansie. Waar kom my geld vandaan? Dit kom van God af, man. Yes, regtig. Weet jy al die? Jou gebedslewe is leeg, want jy is leeg. Gaan en gaan geniet jou naweek, hoor? En as jy regtig enigstens ander vrae nog wil hê, of wat jou bekommer, kom top op my deur. Maar weet jy wat? Vir nou, gaan in vrede en gaan geniet jou naweek, hoor? Bye bye. Jy ook, Chris. Okay, sien jou mam Dinsdag. Vrede, Aldien. Chris, ek is jammer dat ek alweer terug is. Dog jy is al in jou kar? Nee, ek kon nie verder as die tweede deur kom nie. Chris, wat gaan aan? Ek het nog nooit so kwaad gesien nie. So, dis asof jou hele lewe uit jou uitgeruk is. So kwaad is jy. Aldien, weet wat nie? Ek sê kwaad nie, ek is net teleurgesteld, hè? Maar hoekom? Omdat ek vakansie gaan hou. Glad nie. Oor die Easter eggs wat ek gekoop het. Ook nie. Is En dan oor verstaan ek jy, nie. Aldien is oor jy die Here by die huis los. Is oor jy, dink hierdie naweek, gaan oor Easter eggs. Het gaan nie oor Easter eggs nie. Maar waaroor gaan dit dan, as dit nie oor Easter eggs gaan nie? Want dis wat ek ken. Nou, jy het nou net vir my gesê, jy baie tyd nie, want jou kostjie mag. Ja, ek weet, maar nou, ek kan nie so gaan as jy in so mood is nie. Ek ken jou nie so nie. Jy maak my hartseer. En die ander ding is iets binne my het net vir my gesê ek moet omdraai en terugkom en met jou kom praat en kom kyk wat is fout met jou. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek verkeerd gesê? Wat het ek gemaak om jou so in hierdie mood te sit, want jy het nie vanoggend so gelyk nie. Aldien, weet jy het gesê, jy het nie genoeg tyd nie. Jy het gesê, jy is haastig. Jy het gesê, jou klere is klaar gepak, en moet nie vergeet van jou nuwe kostuum. Jy het gesê, jy het nie tyd, om eers is die plek, vir jou Bybel, in jou tas nie, maar is alles vol. Ja. Jy het gesê, is daar fout om God by die huis te los. Jy het gesê, actually het jy dit nie gesê nie, maar jou hele houding het beamoen, dat daar is nie nou tyd of plek vir God in jou lewe. So, dit voel vir my, al die werk wat ons al deur hierdie maande gedoen, verlore is. Jy, jou eie jy, het nou die besluit gemaak. Jy kom eerste. God bly by die huis. Aldien, weet jy wat nie, ek sê kwaad, ek is hartseer en ek is bekommerd. Weet jy hoe huil Jesus? Ok, kom ek stel dit so vir jou, nee. Jy het 2 kinders, as ek dit nie mis het, nee. Ja. Ok, kom ek stel dit so, jy sê nie eers vir die een kind, jy gaan weg nie. Jy ry nie. Hoe gaan hy kind voel? Hoe nie baie happy nie. Gaan hy nie huil en treur nie? Ja. Hoe gaan hy voel? Hy is by die huis, en hy weet nie hoe kom nie. Wat het hy verkeerd gedoen om die kind te kan saamgaan op vakansie, soos wat jy dit noem, op sy Easter egg hand, soos jy dit noem nie. Wat het hy verkeerd gedoen? Nee, Nou wat het God verkeerd gedoen? God het niks verkeerd gedoen Nou nie. hoe kan hy nie saamgaan nie? Maar waar gaan hy sit? Ag my genade mens. God is nie 'n mens dat hy 'n spasie nodig het om te sit. Jy vat mos God saam in jou hart. Nee, Jesus, Aldien, regtig.
Laat ek dit gou bietjie pos, né? Ja. Met wie het jy gepraat in hierdie laaste week? Voordat jy nou weer net so hier in by my kantoor ingebars het. Met jou eerstens happiness en dan ek voel nie happy met my gebedslewe nie, maar maak dit gou. En dan verder beweeg. Met wie het jy gepraat? Waar was jy? Wanneer? Ek vra mos die laaste week. En wie se teenwoordigheid was jy? Waar was jy? Ek was saam met my vriende. Hier by die werk. Ons het lekker koffie gedrink. Hulle gaan ook weg vir die naweek. Hulle gaan Simonay, hulle gaan saam met ons. Hulle gaan ook na dieselfde vakansie ook toe. I'm so excited. Jy sê maar nie een van die mense vat vir God saam. Ek dink hulle is Christene nie. Presies. So ek dink hulle gaan God saamvat hê. Nou hoe gaan dit nou lyk as ek God saamvat? Aldien, weet jy wat ek vir jou gesê nie? Jy moet die lig van die wêreld wees. Jy moet nie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Jy moet die lig wees. Jy moet vir daai mense die lig gee. Soos wat Jesus Christus ons die lig gegee het. Maar ek gaan nie altyd aan wees. Ek gaan enigsins daar is met my Bybel. Aldien. Kan ek dit gou vir jou bid asseblief? Ek weet jy is haastig, maar laat ek dit gou vir jou bid. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe Here ons God, Vader. Ek wil die vrou. Wees saam met hierdie vrou. Vader, laat sy regtig besef en net dink dat die wêreld en sy begeertes, sy behoeftes nie in lyn is met wie en wat U is nie. Here, open haar geestesdimensie. Vader, haar hele innerlike. Want o God, dit wat hulle nou sê en doen, is regtig nie hoe en wat U is nie. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Dis dankie, maar ek voel nou nie lekker nie. Ja, Aldien, ek sou ook nie lekker gevoel dat ek God bereis het. Ja, maar wat gaan ek maak? Aldien, jy gaan heel eerstens vir God om verskoning vra. Okay. En dan gaan jy repent. Repent, ja. Wat is dit? Alles vergifnis vra. En jy gaan regtig hom eerste inpak. Jy gaan al jou klere uitpak en hom eerste inpak. Maar ek het nog klaar alles ingepak. Gooi dit uit. Wat ons saam. Ja, ek sal maar ietsie by die huis los. Kyk, Vader moet absoluut jou eerste keuse wees, nie jou laaste nie. Omdat jy toe jy na my toe gekom het, jy was gebroken en al die goed is nie. Toe het jy God 'n kans gegee. Want dit was die laaste opsie. Die laaste een. Toe het jy hom 'n kans gegee. En toe het jou lewe reg gekom. En kyk waar is jy nou? Alles is beter. En nou het God weer die agterste plek gekry. Hoekom? Omdat die wêreld jou weer verblind het. Maar gaan met vakansie. Dit is nie 'n vakansie. Wat is dit dan? Aldien weet wat nie. Ons as Christene sien dit nie as 'n vakansie. Weet jy wat nie? Dis vandag. Hierdie boodskap uitgaan. Het ons Jesus Christus aan 'n kruis gehang. Hy het sy alles gegee. Hy is geslag. Dat die velle uit sy lyf uitgeskeer is. Hy's gevloek, geklap, uitgelag. En ten laastens is hy op daai kruis vasgespijker. En hy het ons sondes alles op hom geneem. Hy het vir ons 'n oorwinnaar geword. Hy het dit alles vir ons gegee. En weet jy wat? Daar was nie een flippin Easter egg daar naby nie. Niks. Ons Jesus, ons God, se verlossing aan ons frikke mense
wat so sondaars is, so sondag lewe, om te dink, hoopie, 'n lekker syk weekend alweer. Dit is nie waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor daai freaking Easter eggs nie. Dit gaan oor ons verlosser, ons Jesus, wat sy lewe vir my en vir jou afgelê het, om ons te red van 'n ewige dood. Maar julle mense, nee, maak dit asof dit 'n lekker vakansie holiday is. Easter egg hunt. Dis boeltwang. Dis boeltwang. Ons as Christene, nee, sien dit as die grootste offer. Die grootste heiligste vakansietydperk wat ons kan ingaan. Dit is wat ons sien. Nie 'n vakansie met 'n nuwe kostuum. Nee, dit is nie wat ons sien. Dit is nie wat ons lewe nie. Dit is ook wragtig nie wat ons verklaar nie. Daardie dag, Jesus alles vir ons gedoen. En jy wil hom by die huis los. Jy wil hom by die huis los. En lekker in vrede, vreugde, alles. Vergat jy. Maar jy wil hom by die huis los. Alles vir jou gegee het, vir jou gedoen het, vir jou gesin gedoen het, vir jou vriende, jou familie. Wil jy by die huis los? Maar jy kan nie eers jou enige kind by die huis los. Maar jy wil hom by die huis los. Rarig, Elvie. Got you wake up, hè? Got you wake up. Dis 'n mond vol. Ek weet nie wat om te sê nie, Chris. Ek het nou so uitgesien na hierdie vakansie van my. En ek dink dit gaan lekker wees. Maar nou weet ek nie meer so mooi nie, want ek dink ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n fout gemaak om miskien dalk na jou kantoor toe te kom, maar want ek kan sien jy's kwaad. Ek het gedink ek wil vir jou kom sê ek gaan nie Sondag kerk toe kom nie, want ek kan nie hier wees nie. En nee, ek gaan nie my kind by die huis los nie. Ek weet nou nie. Jolien, ek sê nie jy moet jou kind by die huis los. Dink jy dit was 'n fout om by my kantoor te stop, of dink jy dit was insiggewend om by my kantoor te stop? Of dink jy net, iets het jou na my kantoor toe gelei? Of dink jy, ek sê vir jou gesê, ja nee, wel dan, ja, los God weer eens hier en carry on camping. Maar ek het soort van gedink, dis wat jy vir my gaan sê. Soort van, ek het nie gedink jy gaan my sê, los God hier nie. Weet jy nie, jy kan saam met God meer plesier hê as om die wêreld. Maar ons gaan drink en party hou. Eldien, weet jy, daar's nie salf om te smeer nie. Maar weet jy, kom ek sê vir jou. Wanneer die Heilige Gees so in jou gaan werk nie, gaan jy daai brokkie drank optel, of whatever. En daai brokkie drank gaan jou siek of naar maak. En iets in jou binneste gaan vir jou sê, dis nie reg nie. Weet jy wat nie, jy gaan see toe. Daai golwe gaan so aangeroer kom en al. Wie dink jy het dit gemaak? Dis nie van nie daar nie. Jesus het dit gemaak. God het dit gemaak. Sy skepping. Jy gaan sy skepping ervaar. Kom ek sê nou vir jou, Eldie. Verander jou siening in hierdie vakansie, nee, as 'n lofprysing. Eer aan die Here te gee. En as jy daar staan, jy kyk so oor die see. Weet jy wat nie? Lig jou hande op en sê, Here, dankie dat U my so geseën het om saam met my en my gesin en my familie hier te kan wees. Hoe moeilik kan dit wees? Dit gaan moeilik wees, want hoe gaan die mense na my kyk? Wat gaan hulle dink as ek so met my arm in die lug is en die Here prys? Weet jy wat net, dalk wen jy siele vir God se koninkryk? Ek weet nie om dit te doen nie. Deur om jouself te wees. Deur om te doen wat reg is. Deur om jou God en jou Here te loof en te prys. Wherever you are, whenever you are, whatever you do. Om hom al die eer te gee. God sal vir jou alles byvoeg. Onthou net een nie, God sê, soek allereers die koninkryk van God en alles sal daarna vir jou bygevoeg word. Julle is nou op pad om te soek eers vir die wêreldse goed. Niks gaan vir jou bygevoeg word. Sê maar julle ry nou en lekker gekaai en geketty en soos wat julle mos nou aangaan. En 'n spiek op trek af, wat dan? Wat dan?
Dan gaan julle God blameer. Hoekom het ons nou hier of hoekom het nou hierdie ongeluk? Hoekom nou wil jy God blameer? Maar jy het dit gedoen. Reg, maak dit sin? Nee. Vir my maak dit glad nie sin. Glad nie. Maar ek sê ja, julle sal 10-1 geniet. Lekker tyd, hè? En Chris, ek het nou spesiaal gaan geld leen vir die naweek en nou voel ek nie meer lekker daaroor nie. Geld geleen. Ja, ons het geld om nou met vakansie te gaan, hè? Hoe gaan jy daai geld terugbetaal? Weet jy, ek sal maar 'n plan met maak. Ek sal hoop ons overtaan. Aldien wie wat nie, jy weet ek sit in 'n bestuurdersposisie nie. Ja, Ure gaan gesny word. wat bedoel jy? Net wat ek jou sê. Ure gaan gesny word. Maar as die ure gesny word, hoe gaan ek my lening terugbetaal? Kom jy nou aan gedink voordat jy dit gemaak het? Ek het gedink aan my lekker vakansie by die see, met Plet. Ja, wel, sê mos elke ou maak 'n foutjie. Maar wat gaan ek doen? My man kry min geld. Hy kan nie op bekostig om my te help betaal nie. Aldien wie wat nie, ek het regtig vir jou antwoorde, ja. Al wat ek kan sê is ek is regtig teleurgesteld. Teleurgesteld in die keuse wat jy gemaak het, teleurgesteld in hoe jy nou ewe skielik net jou lewe omgedraai het, weer in die wêreld begin volg het. Teleurgesteld nie. Dat jy nie eers weet waaroor gaan hierdie tydperk nie. Nie eers weet of besef dat ons Here Jesus julle gered het. Maar julle wys dit van die hand. Ja, weet jy wat nie, jy het my net hartseer gemaak en maar ja, Hey Chris, ek is jammer. Ek onthou nou alles wat jy vir my gesê het. Al die dinge wat jy nog die laaste paar weke, maande, actually vir my leer. Dat ek nou sommer maar net so by die drom ingooi. Ek is jammer. Ek besef nou dit gaan oor paaseiers en paashasies en alles. Dit gaan oor wat Jesus vir ons gedoen het, wat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Ek het nie eintlik eers dit besef nie. En hier wil ek my Bybel by die huis los en vir Jesus by die huis los, eers die wêreld eerste stel, God eerste stel. Ek voel nie lekker daaroor nie. Ek is jammer Chris. Baie jammer. Ek weet ons werk al lank hier aan in my verhouding met die Here en ek is regtig jammer. Aldien weet wat nie, jy moet vir my jammer sê, ja. Maar ek sê vir jammer. Ek dink ek was nou net hier gewees net om jou op die regte pad weer te kry en of jou die regte pad te wys. Elke mens se besluit, sy keuse. En hy eier volg, wanneer hy houtkruis volg. Op Jesus sy lewe gegee het. En dit is waar dit gaan. Wil jy eiers gaan soek? Of wil jy Jesus gaan soek? Mag ek pas wil jy eiers vind? Of wil jy Jesus vind? Okay, maar mag ek pas eers eet? Jy kan eet soveel as jy wil. Hopelik jy teen die suikersiekte nie. So, hoe volg ek die kruis? Hoe moet ek weet hoe moet ek die kruis volg? Ek verstaan nou nie lekker wat jy bedoel nie. Aldien, soek allereers die koninkryk van God. Al die ander dinge sal weer bygevoeg word. Hoe soek jy die koninkryk van God? Jy soek mos Jesus. Jy soek wat hy vir jou gedoen het. Jy aanbid hom. Jy glo hom. En jy volg hom. Dis hier. Hey Chris, ek's regtig jammer. Ek voel nie nou baie lekker nie. Weer eens sê ek vir jou, moenie vir my jammer sê, sê vir Vader jammer. Maar kan ek dit nou doen? Jy mag. Okay. Vader, ek is baie jammer dat ek die wêreldse dinge vandag en hierdie naweek eers wou gesit het en U by die huis wou gelos het. En dit is wat ek regtig besig was om te doen. Ek wou net van U vergeet het vir hierdie naweek en net gegaan het en gaan vakansie hou, maar ek besef ek is heeltemal verkeerd, want sonder U kan ons die vakansie hou nie. So ek vra U vandag Jesus, wees U saam met ons. Vat U daai stuurwiel en ry U voor ons en hou al die gevare weg van ons af. En dat ons naweek geniet en dat ons veilig sal terugkom met U weer aan die stuur. Dankie Jesus vir alles. Ek is so jammer. Ek loof en prys U en ek sê vir U baie dankie dat U saam met ons gaan wees hierdie naweek. En jammer nogmaals
oor my gedrag en al die dinge wat ek nou op hierdie stadium net verkeerd gedoen het. En jammer dat ek afgedwaal het. En ek sal my bes te doen om so gou as moontlik te doen. En dankie dat ek by Chris se kantoor kon ingestorm het en wyserie kan stap. Al was ek so gelukkig, het ek nou besef, ek was nie gelukkig nie. Ek was gelukkig oor wêreldse dinge. Vergeef my asseblief vir Jesus en behoed en bewaar ons almal deur hierdie naweek en laat ons as mense besef waaroor die Paasfees eintlik gaan. Dat dit nie gaan oor 'n paashaas en paaseiers nie, maar dat dit gaan oor die kruis en U wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Behoed en bewaar ook almal van ons wat hierso werk en bring ons almal vrydag weer terug by die werk Dinsdag. Om U naam se ontwil. Amen. Daar sê Aldien, so ek is seker, jy gaan jou Bybel inpak, né? Ja, ek gaan nou terug aan huis toe en ek gaan eers my goed uitpak en my Bybel heel eers Daar sê, en weet jy wat nie, God wil hê jy moet jou lewe geniet. Maar weet jy wat nie, geniet dit saam met hom. Rarig, geniet dit saam met hom, dit is baie beter. Dit maak sin wat jy sê. Ek is regtig jammer. Ek het nie so daaraan gedink nie. Ek is Gewoonlik dink mense nie, hulle doen. ja, nee. Maar ja, okay. Maar Chris, ek wil net graag my antwoord hê op my vraag asseblief. Aldien jou vraag was, hoekom voel jy leeg? Geestelik leeg, ja. Droog. Soos 'n kar wat sonder petrol is. Aldien, ek dink, want dit is dalk, jy gooi by 'n verkeerde petrolstasie petrol in. Wat bedoel jy? Onthou, as jy geestelik leeg voel, kan ek jou vra, wanneer laas het jy Bybel gelees? Wanneer laas het jy regtig gebid? Wanneer laas het jy in stilte by God stil gestaan? Wanneer laas was jy in die kerk? Wanneer laas het jy saam met gelowiges tyd spandeer? Wanneer laas het jy om God se woord gekuier? Wanneer laas het jy dit gedoen? Nie onlangs nie. Dis hoekom jy leeg is. Jy gooi nie by die regte petrolstasie petrol. Gooi God se petrolstasie. Jy sal nie leeg. Soos ek my Bybel meer lees? Tuurlik, hy vul jou mos. Duidelik net geweet met daai storie van die sak. Ek kan nie meer dit mooi onthou nie. Van die seentjie en die oupa. Die ou seentjie. Ja, die ou seentjie. Die stoute seentjie. Ja. Yes. En met die gooiingsak. Ja, ek weet jy nie, Aldien, vra my so baie goeders. Maar wag, ek gaan net vertel. Okay, yes, Aldien. Onthou die seentjie het vir sy oupa altyd gevra, hoorie so, hoekom is dit belangrik om te bid? En sy oupa het so rondgekyk en hy sê, hoorie daar is 'n streepsak. En ons almal is bekend met hy breinerige sak wat so geweef is eintlik. O, daar met die gaatjies in. Ja, is eintlik 'n meelsak. Yes. Sê maar, okay, vat hierdie sak daar af na die rivier toe. Dan maak jy hom vir my vol en bring hom vir my terug. Hierdie ouetjie is mos al heel braaf en goeders. Daar gaan hy. Hier kom hy terug. Maak hom lekker vol, hier kom hy terug. Eers maar toe hy by sy oupa kom, die sak is leeg, daar is nie water nie. Jy sê, okay, gaan doen dit weer. Gaat hy. Kom hy weer terug. Selfde. Hy is lekker vol gewees, maar toe hy hier aankom, was hy leeg. Hy kyk sy op en sê, gaan doen dit weer. Nou, geilig. Maak hom weer vol. En soos hy weer terugkom hier met sy oupa, sê, nee man oupa, hier ding werk nie. Want, daar is nie water in. Hy sê, seun, dit werk, gaan weer. Die laat die kyk sy oupa rarig, ons sien ding hou nie water. Maar, dan gaat hy. Maak hom weer vol, hele oefening. Kom hy weer terug. Tak, is weer leeg. Hy sê, oupa, as ek jou sê die ding werk. Hy sê, nee my seun. Sien nou hoe gebed werk. Gebed vul jy op. En soos wat jy stap, met almal wat jy ontmoet, sit daar iets van jou af by hulle. Dis hoe jy jou gees vul. Jy moet hom elke oggend volmaak met God se woord, God se gees. Soos wat jy uitgaan, jy mos hom besig om te versprei. Presies dieselfde wat jy nou gedoen het met hierdie sak. Sien seun, toe jy hierdie sak opgetel het, was hy vuil. Ja oupa, hy is vuil. Maar
elke keer wat jy daai water gaan ingooi het, wat jy hom nader gebring het, het hy skoner geword. En weet jy wat, jou water is nie te vergeefs nie. Want kyk, al die pad wat jy geloop het, het jy die blommetjies water gegee, en kyk nou hierso is jy by my. Sak is skoon, en ek dop hom om, en daar val nog water uit. As jy sien, dit is wat jy oor het vir hierdie dag. Toe jy het volgemaak vir die dag, oral waar jy geloop het, het jy water gegee, mense bedien, en jou sak skoon gemaak. Jy het genoeg oor, vanaand op jou knie te val. En sê, Vader, dankie dat ek genoeg het, om weer vanaand op my knie voor U te kan staan. En dankie dat ek môreoggend weer my tank kan volmaak vir U. En ja, daai is die storie. So, dis 'n baie mooi storie. Ek dink ek moet dit onthou. Ek dink, ja, my Bybel gaan definitief saam. Ek is nog steeds opgewonde oor die naweek, maar nou is ek vir 'n ander rede opgewonde. Natuurlik, Aldien gaan geniet dit. Maar vat Jesus saam. Ja, ek sal. Daar's hy. En ek gaan my Bybel eerste inpak. Dis reg. Dankie Aldien. Dis nou just met my vrae geantwoord en alles. Nou is ek so excited. Gaan geniet jou naweek. Gaan jy preek Sondag? Seker ja. Waar gaan jy preek? Hoekom het Jesus kruis toe gegaan? Regtig? Ja. En hoe gaan dink jy daar gaan baie mense wees? Wie wat nie, as daar nie baie mense is nie, dan maak jy engele die stoele vol. So, dis mooi gesê. Ek het geweet engele is nuuskierig om te weet wat ons van Jesus sien. Nee. Dan weet jy. Okay, en sê gou vir my nog iets. Ek het iewers gehoor dat jy 'n lewendige uitsending gaan hê op YouTube. Dis reg ja. Wie gaan almal daar wees? Ek preek hier van Port Elizabeth af. My broer actually, Jou broer? Dr. Pieter Boysen, Ja. hy preek van Brakpan af Waar gaan hy preek? en hy preek oor die 7 kruiswoorde en Okay. dan natuurlik ons professor sluit vir ons af, Wie is hy nou weer? Dr. Aubrey. Ja. Hy sluit vir ons af. Waar gaan hy preek? Die trials en goeters wat Jesus gefees het voor sy kruising. Jy sien dit werk, ek sê in trappe van vergelyking, né? Ek se pastoor, my broer is 'n dokter en die professor sluit af. Ah, dis pragtig. Né? En dan is dit waar dit gaan eindig. Nee man, natuurlik gaan ons nou soos wat Jesus die almal ingestel het, die nagmaalfees. Okay. Gaan ons saam vier. Weet jy wat, en ons gaan actually dan saam vier die hele Suid-Afrika vol, want ek meen ons is in al die uithoeke van die land en ons gaan dit saam doen. Sy naam groot maak. Sê dankie. So, ek wonder of ek dit Sondag moet kyk, nee. Asseblief skakel in. JCR Administration op YouTube, nee. Dis hy dan. Ek dink ek het al die channel gelike. Ja, en dan kan jy sommer daai vriende wat saam met jou daar sit op vakansie hou, sê kom. Dis nou 'n bietjie stilte tyd vir so 2 ure. Ja, Kom ek kyk dink- wat het Jesus vir julle gedoen. Kom kyk wat het hy vir julle Ek gedoen. dink dis nie 'n slegte plan nie. Ek dink tot my kinders gaan dit geniet om die diens by te woon actually. My Ja, man ook. Nou ja, Aldien, vrede vir jou. Ja, Chris, ek kan net vir jou nogmaals sê baie dankie dat jy bietjie my oë oopgemaak het vandag. Jammer ek het jou so opset. Ek het jou nog nooit so passionate gesien oor iets en so kwaad oor iets wat Maar weet jy Aldien, jy moet passionate wees oor Jesus. Want as jy nie passionate oor wat is daar anders? Wat is daar anders? Ek meen hy het jou sy lewe vir jou gegee. Wat is daar anders? Wat? ja, dit moet Kyk God se liefde man. Hy het sy seun vir jou gegee sodat jy nie hoef te sterf nie. Besef dit, sien dit, leef dit. Het jy nie nou die dag opgesê God is liefde nie, hy het nie liefde nie, hy is wat het jy God gesê? is liefde. Hy is nie, hy het nie liefde, hy is liefde ja. Dit is dan maar baie mooi woorde. God is liefde, juig ons harte. Regtig? Chris, wat is jou adres nou weer? Jong, ek weet net of my vrou moet vra. Hoe ken jy dit nie? Nee, ek het dit op Google. Wag. 90 Amsterdam Hoek Drive. Hallo. O, In ja. Port Elizabeth. Okay. Aldien, jy was nou al daar. Ja, ek was. Regtig? Nou, Ja. volgende keer bring 'n bietjie jou familie en daai mense wat jy hier nou weer gaan bekeer. Dink jy regtig ek gaan dit kan regkry maar dit kan bekeer? Yes.
Ek dink dit is 'n groot taak. Maar Chris, ek moet nog gaan man. Ek is nou reg vir vakansie, behalwe dat ek my tas gaan oorpak en alles so. Ek gaan jou maar Dinsdag sien, nou 'n lekker lang naweek. Geniet dit, Elvin. Ja. Geniet dit. Okay, maar voor die weg. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie gesprek wat ons kon gehad het. Here, dankie dat ons net weer eens op 'n ander manier weer kon besef het wat hierdie vakansie of hierdie naweek vir ons almal inhou. Dis u seun. U seun wat sy lewe vir ons gegee het. Here, dankie dat hierdie suster van my se oë nou oop gegaan het en regtig dankie dat sy besluit het om u saam op vakansie te vat. En Here, help ons elkeen om nie net u saam op vakansie te vat, maar Vader, oral waar ons gaan. Here, en dankie. U seun gegee het dat ons nooit hoef te sterf nie. Ons loof u en ons prys u in die grootste naam wat ons ken. Yeshua HaMashiach, ons verlosser. Here Jesus, dankie vir dit wat u vir ons gedoen het en Here, die jammer oor daardie pyn en lyding wat u deurgegaan het om ons as sondaars te red en te reinig en vir ons die ewige lewe te kan gee. Ek dink ons woorde is te min om u na ware dankie te kan sê. Maar my God, dankie. U ons koning is. Amen. Amen. So Chris, baie dankie. Dan sien ek jou Dinsdag. Yes, Eldien, gaan in vrede en wees veilig. Ek sal jou, maar ek gaan inskakel op jou kanaal, né? Yes, dis reg. Okay, bye. Bye. Vriende, ek is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. My nommer is 083-232-2442. Ook deel van JCRMTS familie. As jy enigstens nog gebed of bemoediging of enigiets nodig het, skakel ons regtig. Ons deure en ons harte is altyd oop vir julle. En gaan in vrede. Shalom.